welkom by Oud-Nikoland Gemeente, 'n spasie waar ons met God en met mekaar ontmoet. By Oud-Nikoland Gemeente is ons oorgegee aan Jesus. Ons gee om vir mekaar en vir ander, en ons gee aan wat ons uit God se hand ontvang het. 'n Geseënde dag vir jou. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. Vriende, baie welkom. Ons is presies 9:30. Ek sien julle soek die skaduweeplekkies op. Dis reg so, want het raak nou warm. Ek wil vir julle baie welkom sê vanoggend met die afskop van 40 dae. Ek wil net seker maak al die maats, die vonkmaats is daar by die kleuterskool. Dis nou al die voorskoolse kinders tot by graad 6. Julle is baie welkom daar by Tannie Annemie. Vriende, kom ons draai gou so 'n bietjie na mekaar toe. Ek weet hier's besoekers en nuwe mense vanoggend. Draai gou na mekaar toe en gee so 'n wyf vir mekaar in die voertuie, as julle nou nog nie gegroet het nie. Daar sê, ek hoor 'n vrolike gelag en 'n geskerd, so dit lyk of julle opgewonde is om hier te wees. Baie dankie dat julle vanoggend hier is, en ook die hitte so 'n bietjie gaan trotseer vanoggend. Vriende, daar is so 'n paar verjaarsdae vanoggend wat in die komende week plaasvind. Vandag is dit Lee Minnie, Dinsdag is dit Georgette van Wyk, Woensdag is dit Lisa Dievenage, Donderdag Nokkie Coetzee, Anton Erasmus, Phoebe Martens, Vrydag die 23ste is dit Frikkie Kap, Saterdag die 24ste is dit Lizaan Brandt, Justin Duisel, Elsa de Tooy en Elshay Robertson. So dis sommer 'n klompie mense, en ek weet baie van hulle is vanoggend hier. So aan elkeen van julle, ons hoop dat julle regtig 'n bederfdag sal hê die week, en dat julle geliefdes vir julle sal goed wees, en dat die Here vir julle sal seën met 'n goeie jaar. Vriende, ons gaan ons oë toemaak en saam bid. Daar is heel waarskynlik nog mensies wat op pad is, maar die voordeel is dat hulle kan luister terwyl hulle nog hierna toe ry. Kom ons maak oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons is inderdaad vanoggend soekend na u wil, na u doel, na u plan met ons lewens. Ons wil weet, Here, hoekom ons hier is. En in die woorde van ons tema vir hierdie reeks, Here, wat op dese aarde maak ek hier? Here, ons weet, ons moet die antwoord by u kom soek. Daarom is ons hier aan die begin van 40 dae om net te hoor wat u doel vir ons lewe is. Here, kom maak ons harte oop, ons ore oop. Kom verlig somme net, Here, ons verstand, en mag die saad van u woord, Here, ook op vrugbare grond val in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ja, ek het, as julle nou in die koerante lees, van een of ander vliegtuig, wat 'n ballon in sy turbine gekry het, dan was dit nou vanoggend en dan was dit ek. Ons skop nou vanoggend die 40 dae af, nou die 4 het ek nou al vanoggend laat glip, en toe is hy nou al hier by 9 se kant in die lug en op, en ek het gedink ek is lank genoeg om hom te gryp, maar ek is toe nou nie so lank soos wat ek gedink het nie. So daar gaan hy, nou toe kom gemis, wat se kant toe is hy nou? Hy is op pad. Ons skop vanoggend hierdie 40 dae van ons af, 'n 40 dae se reis om te ontdek wat God se plan en God se wil vir ons lewe is, God se doel,
En ons is baie opgewonde daaroor en mag die Here vir ons kom seën in hierdie 40 dae reis wat ons onderneem. Ek vertrou almal van julle het 'n preeknootjie by die hekke gekry. Dis iets wat jy kan saamvat huis toe. Dis iets wat jy ook soos wat ons deur die diens gaan kan voltooi. Daar so 3 of 4 plekkies waar jy iets moet invul. Dit beteken jy gaan met daai papiertjie byderhand moet hê en so bietjie moet volg soos wat ons met die boodskap aangaan. Ons gaan vanoggend kyk na 3 groot en belangrike vrae in ons lewe. Die eerste vraag is die vraag na my bestaan. Die vraag na my existence, as ons die Engelse woord gebruik. Hoekom leef ek? Nou die vraag hoekom ek leef is nie 'n nuwe vraag nie. Dis al duisende jare terug gevra. Soveel so dat Jeremia in Jeremia, laat ek net gooi kyk 20, vir ons iets daarvan vertel en vra, maar waarom is ek tog ooit gebore? My lewe is net swaar kry en pyn. Moet ek my hele lewe lank net verneder word? Miskien is daar tyd in jou lewe ook gewees. Miskien is daai tyd nou, waar jy dieselfde gevoel gehad het, en te vra, maar Here, hoekom is ek hier? Hoekom is ek ooit gebore? 'n vriend van Rick Warren, wat hierdie boek geskryf het 250 hoogs intelligente mense in Amerika gaan vra, en hierdie antwoorde op die vraag, is daar 'n doel in die lewe, het hy gepubliseer in 'n boek. En die skokkende is dat filosowe, sielkundiges en ander hoogs geleerde mense onseker was oor wat die doel van die lewe is. Iemand soos Carl Jung, 'n baie bekende sielkundige, het gesê, ek weet nie wat die doel van die lewe is nie, maar dit lyk tog as ek mooi kyk of daar dalk so iets moet wees. Een ou het gesê, sover dit van my afhang, is daar nie 'n doel in die lewe nie. Nou dis tragiese stellings, want 'n lewe sonder 'n doel is vir my gevoel nie die moeite werd om te lewe nie. Dan is jou lewe 'n gejaag na wind, 'n gejaag na niks. En nou kom maak die wêreld ons wys hoe ons daai doel kan ontdek, en daar's wonderlike maniere wat die wêreld aan ons kom opdis. Die eerste een is die mystiese benadering, waar mense vir jou sê, jong, dis amper hierdie oosterse ding, gaan sit daar ergens met jou beentjies gekruis, amper in 'n yoga posisie, raak stil, die antwoord lê binnekant jou, en as jy lank genoeg stil raak, sal jy die antwoord hier binnekant jou kry, wat jou doel is. Dit vat meer as net kyk na binne, om jou doel te vind. 'n tweede benadering is 'n filosofiese benadering. En daar's 'n klomp ouens onder hierdie filosofiese benadering wat die volgende sal wil sê, die oorlewingsouens sal vir jou wil sê, maar die doel van die lewe is om so lank as moontlik te leef. En dan gebruik ons mos nou pille en brille en Salusa 45 en al hierdie goeters om te kyk hoe lank ons kan leef. Die groen ouens sal sê, ons moet alles bewaar en beskerm. God het dit vir ons geleen, ons doel is om dit te beskerm en te bewaar. Die rapkunstenaar wat julle heel waarskynlik nou nie sal ken nie, Ice-T, sê ons doel is om voort te plant. Hou die menslike spesie aan die gang. Die hedoniste sal sê, geniet net die lewe, dit gaan alles oor genot. En die materialiste sal sê, maak by mekaar. Dis die doel van die lewe. En dan die laaste benadering wat die wêreld vir ons kom gee, is hierdie selfhelp benadering waar hulle sê, gaan môre bietjie kom boeke toe, daar's 20, 30 boeke op die rak.
wat vir jou sal sê 10 eenvoudige stappe om jou doel te bereik of jou doel uit te vind. Ons gee sommer vir jou doel en dan gaan leef jy dit uit. Hierdie selfhelpboeke wat 'n mens op die rakke kry. Nou hierdie benaderings kan help dat ek en jy suksesvol in die lewe is. Maar dit maak jou nie doelgerig nie. Dit maak nie noodwendig jou lewe sinvol nie. Om jou doel te ken is veel meer as om net gelukkig te wees. Dis veel meer as om net vrede in jou hart te hê. Hoor mooi vanoggend. Jy is deur God, vir God gemaak. En jy is hier geplaas vir 'n doel. En tot jy dit nie verstaan nie, gaan jou lewe nie sin maak nie. Waarom leef ek? Hoekom is ek hier? Hoekom het God my op planeet aarde kom neersit? Spreuke 16 vers 4 sê, die Here het alles vir 'n doel gemaak. Ons is hier vir sy doel. Elke klip wat op hierdie werf lê, het God met 'n doel gemaak. Elke graspol of suurpol wat hier staan, is deur God gemaak met 'n doel. Die Outeniqua berge daar agter is deur God gemaak vir 'n doel. En die see aan my agterkant is deur God geskep vir 'n doel. Alles wat God geskep het, het hy geskep met 'n doel. As jy wil weet vanoggend of God nog vir jou 'n doel het, wil ek vra dat jy sommer jou hand vat en dit op jou borskas neersit. En as jy 'n hartklop voel daar, dan is dit 'n teken dat jy leef. En as jy leef, dan het God 'n plan vandag vir jou lewe. Trouwens, hierdie volgende 40 dae gaan ons leer dat God eintlik 5 doele vir jou lewe het, waarmee ons volgende Sondag gaan begin. Maar vandag wil ek hê met jy raak sien in daai Efesiërs 1 vers 4 wat op die preeknotas is, hoekom het God ons geskep? Wat was God se motief? Dan lees ons daar, dit alles het hy uit liefde gedoen. Ja, hy het vooraf besluit om ons sy eie kinders te maak. Hy het dit besluit om te doen om geen ander rede as dat hy dit graag vir ons wou doen nie. Let mooi op. God het jou gemaak om jou lief te hê. Hy het jou nie nodig nie. Hy is nie alleen nie, maar hy het jou gemaak sodat hy jou kon lief hê. En voordat ons verder praat, is dit belangrik dat ek en jy dit sal weet. Ek is geskep om deur God liefgehet te word. Voltooi daai sinnetjie daar by punt 1. Ek is geskep om deur God liefgehet te word. Ek en jy is geskep om deur God liefgehet te word. Die tweede vraag wat ons vanoggend vra, is die vraag na ons betekenis. Die vraag na ons significance. Maak my lewe sin? Jesaja het in hoofstuk 49 gesê, ek het my verniet ingespan. Ek het my energie gemors op dinge wat geen voordeel het nie. Ek en jy is gemaak om sin en betekenis in hierdie lewe te kry. En as ons nie sin en betekenis in die lewe het nie, en ons weet nie hoekom God ons op hierdie planeet aarde neergesit het nie, dan is ons lewens eintlik gemors. Dan is ons lewens sonder koers en rigting. Ek lees in die konsentrasiekamp in die Tweede Wêreldoorlog, is gevangenes half in 'n, kom ons noem dit nou maar 'n fabriek, rioolwerke geplaas om die water so bietjie te suiwer, en op 'n stadium het 'n bom die plek getref en alles uitmekaar uitgeskiet. Dit was 'n gemors, maar die bakstene en die klippe en alles het daar gelê, en toe die soldate aan hierdie gevangenes die opdrag gegee, vat hierdie bourommel, dra dit vir ons soontoe. En toe hulle daarmee klaar is, na 2 dae, toe die soldate vir hulle gesê, vat die bourommel en dra dit vir ons soontoe.
Toe hulle daarmee klaar is, toe sê die soldate vir hulle, maar julle vat nou die selfde bourommel en dra dit terug waar julle dit 2 dae gekry het, en so dit vir weke aangehou, totdat hierdie gevangenes begin kop verloor het. Hulle kop het uitgehaak. Soveel so dat van hulle letterlik voor die soldate ingespring het, hulle getart het, in 'n poging dat die soldate hulle net moet skiet, dat hulle kan uit hierdie lewe uitpad gee. Ons het sin en betekenis in die lewe nodig. Nou is daar 3 vlakke in ons lewe. Die eerste een sou ons kon sê is 'n oorlewingsvlak. Dis die ouens wat net bestaan, hulle leef nie. Hulle suurstofdiewe. Hulle is in 'n oorlewingsmode. Hulle is maar net hier. Hoekom weet hulle nie? Hulle is maar net hier. Dan is daar 'n tweede vlak waarop ons kan leef. Dis die suksesvlak. So 'n bietjie 'n beter vlak van bestaan, maar gemeet aan wêreldse standaarde het ons dit gemaak. Ons het geld, ons het goeie gesondheid, ons het vryheid, ons het status, maar al hoe meer kom die vraag in hierdie tipe van mens na vore, as ek dan nou sodanig suksesvol is, hoekom voel ek so leeg? Ek het al hierdie goeders wat my hart begeer, maar dit bevredig my nie. Ek voel so leeg. Dit kos meer as sukses om tevrede te leef. En dan is daar 'n derde vlak waarop ons kan leef, en dis die betekenisvlak. Jy weet wat die betekenis van die lewe is. Dit gee jou sin. Jy weet hoe baie God vir jou omgee. Dit gee jou lewe sin. Jy ken God se doel vir jou lewe en jy leef dit uit. Dit gee sin en betekenis aan jou lewe. Jesaja 44 vers 2. So sê die Here wat jou gemaak het. Hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nou nog help. Psalm 139. Nog voordat ek mens geword het, het U my al beplan. Maak jy saak vir God? Of was jy maar net 'n glipsie gewees? Onvoorsien, onbeplan. Nee. God het jou gemaak sodat hy jou kan lief hê. Die Bybel sê, jy maak saak vir God. Hy sien alles in jou lewe, die goeie dinge, die slegte dinge en alles tussenin. Speel God met ons speletjies? Hoekom sukkel ons baie keer so om sy doel agter te kom? Steek hy dit vir ons weg? Nee. Hy wil graag hê dat ons doel sal ontdek. En vir die volgende 40 dae gaan ons hieroor praat, en dat God onder andere langtermynplanne vir ons het. Dis nie 'n plan net vir vandag of môre nie. Dis 'n plan vir die res van my lewe. Dis 'n plan vir altyd en altyd en altyd. Dis 'n plan wat ons hier op aarde inoefen. Hierdie waarmee ons besig is as kerk is eintlik 'n kleuterrepetisie. Ons is besig om onsself voor te berei vir die ewigheid. Want God se doel eindig nie by die dood nie. God se doel vir ons lewens geld vir altyd en altyd en altyd, vir ewig. Daarom is jou en my lewe hier op aarde eintlik 'n stuk voorbereiding vir die eintlike lewe wat op ons wag, die ewige lewe. So onderaan daai eerste bladsytjie kan jy sê, ek is geskep om vir ewig te lewe. Dit was God se doel met ons. Ons is geskep om vir ewig te lewe. Het jy gewonder of God vir jou lief is? Dan het ek nuus vanoggend vir jou. God is so lief vir jou, dat hy die ewigheid saam met jou wil deurbring. Dit sê 2 Korintiërs 5 vers 1. Kom ons sing vanoggend, as ons hierdie tweede vraag hanteer het rondom die sin van my bestaan. Kom ons sing daai lied wat ek vir julle aangestuur het, die woorde ook
die sin van my bestaan. Ek glo julle het so bietjie die lied al in julle koppe laat weer klink. Die sin van my bestaan is om U te loof. Die sin van my bestaan is om U alleen te volg. Heer, U woorde maak my vry om te leef soos U my lei. Jesus, die sin van my bestaan. Die sin van my bestaan is om U te eer. Die sin van my bestaan is om U alleen te volg. Heer, U woorde maak my vry Om te leef soos U my lei. Jesus, die sin van my bestaan. Ek dink daai lied gaan nog so bietjie in ons gedagtes vassteek. Oefen dit vanaand in die stort of in die bad. Dis gewoonlik waar die meeste van ons met vrymoedigheid kan sing sonder dat iemand anders ons hoor. Dis 'n lied wat iets ook sê rondom ons reeks van hierdie 40 dae. Die derde vraag, vriende, daarmee sluit ons af vanoggend. Die vraag na my bedoeling as mens. Daai hele ding van purpose. Wat is my doel? Psalm 89 sê, why did you create us? For nothing? En is Dawid wat hier aan die woord is, en dan praat Dawid, as hy hierdie vraag vra met niemand anders nie as met God. Hy praat nie met homself nie, hy vra hierdie vraag vir God. So Dawid werk met die veronderstelling dat daar 'n God is. En dat hierdie God dalk 'n plan en 'n doel met sy lewe het. En is eintlik die wonderlike ding van Dawid, dat hy geen ander plek gaan antwoorde soek vir sy doel, as juis om na God toe te gaan en te vra, hoekom is ek hier? Wat is my doel? Nou het ek dit nou nie vanoggend saamgebring nie, want julle sou dit nie lekker kon sien daar van onderaf nie, maar dis so 'n kleinerige stukkie staal. In Engels noem hulle dit 'n daai. Ek dink die mooi Afrikaanse woord sal die jagters vir my sê, dis 'n patruis. Jy gebruik dit om geweer, koels, ammunisie te herlaai. Elke kaliber het sy eie daai, het sy eie patruis, om te maak dat daai dop weer bietjie gekrimp word na sy oorspronklike grootte toe, want as hy afgevuur word, dan sit hy bietjie uit, en dan as jy herlaai die ou patrone, dan het jy 'n patruis nodig, wat weer die nekkie van die dop vir jou bietjie nouer trek, en die patroon sommer net op standaard kry, wil ek amper sê. As jy nie weet wat die doel van 'n patruis of 'n daai is nie, dan kan jy dink, dis 'n ding wat ek sommer met 'n hamer kan gebruik om iets uit te slaan. Hier's bietjie skroefdraad op, so dalk is dit 'n moer wat verboud wat iets vashou. As jy nie weet wat die doel van daai patruis of daai daai is nie, dan gaan jy hom verkrag. Dan gaan jy hom misbruik. Die enigste manier om uit te vind wat jy met die ding moet doen, is die stelletjie wat ek het, is nou maar 'n beginnerstelletjie. Dis 'n Lee vir die ouens wat jag. So jy moet na Richard Lee toe gaan, die ou wat dit geskep het, gemaak het, en by hom vra, luister jou perd, wat is hierdie? Waarvoor gebruik 'n mens hierdie patruis, hierdie daai? En dan sal hy vir jou sê. Of jy met die handleiding vat,
en jy met die handleiding lees wat vir jou sê, dis hoe jy hierdie patruis gebruik om doppies weer geskik te maak om te herlaai om weer te gaan jag. Alles begin by God. Alles gaan voort deur God. En alles eindig by God. In die begin het God alles gemaak. Spreuke 9 vers 10 sê dit so mooi, as jy die Heilige ken, verstaan jy soveel meer van 'n gelukkige lewe. Hoekom wil ons op ander plekke gaan uitvind wat ons doel is? Hoekom wil ons misties in die veld gaan sit op ons hurke of 'n selfhelpboek by Kom gaan koop, as ons met die eienaar van ons lewens kan praat, die een wat ons geskep het, sodat hy vir ons self kan sê, Jan, dis my doel vir jou lewe. Ek vind my doel, kan julle invul daar, deur God te leer ken. Ek vind my doel deur God te leer ken. Kolossense 1 vers 16 sê, God het deur hom, dis deur Jesus, alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is. Alles is deur hom en vir hom geskep. Hoe beter jy vir God leer ken, hoe beter gaan jy weet wat jou doel is. Jy gaan dit nie ontdek deur na hierdie tannies in die karavaantjies te gaan en die teeblare te laat lees nie. Jy gaan dit nie ontdek deur 'n selfhelpboek by 'n boekhandelaar te gaan koop wat vir jou sê, dis die 3 stappe om jou doel te ontdek nie. Jy gaan dit alleenlik ontdek as jy God beter leer ken, die een wat jou gemaak het. Kyk wat sê Efesiërs 1 vers 11 in die Engels, so pragtig. It's in Christ that we find out who we are and what we are living for, part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Wil dit weer lees. It's in Christ, dis in Christus wat ons uitvind wie ons is en hoekom ons leef. Deel van God se groot plan met ons lewens, wat sy plan in ons lewens wil uitwerk tot in die fynste detail. Dit gaan alles oor God. Dit begin by God en dit eindig by hom. Ek en jy is deur God, vir God geskep. En 40 dae wil ons in die volgende tyd met 'n reis meeneem om juis God se doel vir ons lewens te ontdek. Nou weet ons, het ons dit in die verlede al gesê, 40 dae was 'n betekenisvolle tyd in die Bybel, 40 dae wat se reën geval het en Noag se lewe is verander. Moses se lewe is deur 40 dae op die berg Sinaï verander. Die stad Ninive se lewe het deur 40 dae verander. En ons eie 40 dae het die Here al eintlik verlede jaar op ons tafel kom neersit en deur lockdown moes dit uitgestel word. Wil die Here gebruik om vir ons te kom sê wat ons doel is. Hy wil ons lewens kom verander, sin en betekenis aan ons lewens gee. En daarom wil ek jou vanoggend uitnooi. Commit jou vir hierdie 40 dae. Ek weet julle is vanoggend hier by die erediens. Maar die een ding wat nou nodig is dat jy vandag begin lees aan dagstukkie nommer 1. Op julle kalenders is daar by hierdie Sondag 1, Maandag is daar 2, so is dit op die kalender ook aangedui, wat se dagstukkie lees ons watter dag. Vandag begin ons met dagstukkie 1. So verbind jou om hy dagstukkies te lees. As jy nog geen boek het nie, by die kerkkantoor is daar. Ons gaan vanoggend vir julle 'n geskenkie uitdeel. Ons sou dit eintlik voor die tyd gedoen het en toe het ons agtergekom, die ou wat vir ons die geskenkie gemaak het, het 2
Ekskuus nou vir die Engelse woord, 2 templates gebruik, en toe moes ons die hele besigheid oordoen, want toe pas die goed nie in mekaar nie. Dis puzzlestukkies wat jy kry. So, jy gaan nou ongelukkig vanoggend so bietjie moeite moet doen om hier by die tafel jou geskenkie te kom haal en 'n nommer te kry, want daai 6 puzzlestukkies gaan dan nou joune wees, en jou puzzlestukkie nommer 1 gaan nie noodwendig op jou buurman se puzzlestukkie pas nie, want daar's 2 templates gebruik. Die puzzletjie stem nie ooreen nie. So, jy moet ongelukkig vir jou nommertjie kom kry. Dit word op die sakkie geskrywe en by jou naam geskrywe, en volgende Sondag kry jy puzzlestukkies 2 uit daai sakkie wat jou nommer op het. So ons vra verskoning vir daai ongerief. Julle sal ongelukkig julle geskenkie vanoggend hier voor moet kom haal, en dan aan die einde van hierdie 6 weke vorm daai geskenkie een groot prentjie met al die temas op. Dan wil ek ook vra dat jy jouself sal verbind tot gebed, want ons kan nie onsself verander nie. Dit is net die Here se genade wat ons kan verander om ons doel te bereik in hierdie lewe. En miskien 'n laaste een. Ek nooi julle uit om die groepsbyeenkomste te hou. Ek het op die WhatsApp groep gesê, as jy nou man en vrou is, heel waarskynlik doen julle in elk geval die dagstukkie saam, maar kyk na die groepsbyeenkomste. Ons gaan vandag vir julle die link stuur wat julle kan kyk na Rick Warren se inset, wat julle kan luister by die groei gedeelte van die groepsbyeenkoms. As julle kan sien om dit saam met 'n ander gesin te doen, asseblief. Die waarde lê daarin, julle het gehoor so Zed Cowan se getuienis ook, die waarde lê daarin, dat julle dit saam met iemand anders kan doen. En ek weet dis COVID, sorg dan dat julle maskers op het en veilig uit mekaar uit is, as jy kan sien om dalk 2 gesinne dit saam te doen, vriende of bure of wie ook al, moenie die groepsbyeenkomste mis nie, want daar's ook 'n stuk seën in, wat die Here vir ons, ekskuus nou vir my Engels, install het, in gedagte het. So baie dankie, dat julle wat vanoggend hier is, julle self reeds verbind het, en gaan verbind, vir hierdie volgende 40 dae. Kom ons bid saam. Here, dis so 'n voorreg om te weet, ons is geskep deur U vir U. Het ons gemaak om ons lief te hê. Het iemand gesoek om U liefde op uit te stort. Wow, en dis ons. Here, ons wil nie aan ons doel twyfel. Ons wil nie onseker wees hoekom ons hier is nie. As ons net dit vanoggend kan vat, Here, dat U 'n doel met ons het, dat U ons geskep het om U liefde op uit te stort, dat my lewe betekenis sal hê. Dankie, Here, dat ons in hierdie tyd aan U voete mag kom sit, en by ons eienaar, by ons skepper, by ons maker kan kom hoor, hoekom is ek hier? Here, seën ons in hierdie week, as ons met ons dagstukkies besig is, seën ons as ons bid, seën vir ons as ons 'n groepsbyeenkoms hou, ergens in die week, op watter tyd, maak nie saak nie. Kom verander ons, Here. U is die pottebakker, ons is die klei. Ons bid vir ons gemeente, vir ons lidmate, almal wat siek is, almal wat onder behandeling is in die stadium, hulle wat operasie gehad het en weer by die huis is, almal wat sommer net worstel ergens met 'n krisis of 'n uitdaging, maar ook hulle, Here, wat geseënd is en wat wil dankie sê en U lof besing, ons sê ook daarvoor dankie. Here, dankie, 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 dat ons U sinne is. Nie 'n glips nie, nie doelloos en sonder rigting nie. In Christus is daar vir ons sin en betekenis. Vind ons uit wie ons is en hoekom ons leef. Jesus, U is die sin van my bestaan. Amen. Kom ons bid om die Here se seën en dan sluit ons af met die amen daarna. Mag die genade van ons Here Jesus Christus,
liefde van God ons Vader, wat ons gemaak het vir hom, en die krag van die Heilige Gees by elkeen van ons wesen bly in hierdie volgende week tot ons Sondag weer so by mekaar is. Amen.